Goeiemôre elkeen. Ek het net so kort gedagtetjie wat ek met julle wil deel. Ek sit gister so dink aan toe Jesus gevangene geneem is in Getsemane en hoe Petrus hom toe verloon het. En ek sit so en dink, hoeveel keer, miskien per dag, of hoe baie kere in jou lewe het ek en jy al vir Christus verloon, deur te doen die dinge wat ons weet wat verkeerd is. En ons het net aangegaan asof dit normaal is. As ek sit en dink aan my vriende of mense wat ek ken, hoeveel van daai mense, as ek hulle sou vra, sou vir my sê, ja, hulle is Christene. Maar ek sien dit nie. Daai ons wat op 'n Sondag, as daar 'n altaarkol gedoen word en hulle gaan vorentoe en hulle gee hulle harte vir die Here. Hoeveel van hulle doen dit uit die hart uit? Hoeveel van hulle doen dit nie net miskien omdat, joh, sien die ou doen dit, of ek is gestuur deur die Gees, meantime is die musiek wat jou gestuur het. Dis nie 'n hartsbesluit nie. En dan gaan hulle huis toe en van Sondag aand toe, maar wanneer jy ook al laat en daai Sondag in die kerk was die oggend, want jy by die huis kom tot die volgende Sondagoggend, leef jy maar soos jy leef, jy doen wat jy gedoen het, jy gaan aan met die verkeerde goede. So hoeveel keer verloon ons nie vir Christus deur die verkeerde goed wat ons doen nie. As ons kyk na Lukas 6 vers 43 en 44, sê hy, want dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie, en 'n mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. So elke boom word aan sy eie vrugte geken. So word ek en jy geken aan ons optredes. Jy sê jy's 'n Christen, maar jy leef dit nie. Vers 45, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart voorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. En wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Ons almal noem Christus Here, maar ons leef nie soos wat hy van ons verwag wat so ons moet leef nie. Ons is veronderstel om anders te wees as die wêreld. Maar wanneer ek deesdae na Christene kyk, leef hulle presies net soos die wêreld. Daar's geen verskil nie, daar's niks anders nie, daar's niks spesiaals aan hulle nie. Jesus sê ons moet probeer heilig leef. Ons moet heilig leef omdat hy heilig is. Die woord heilig beteken om afgesonder te wees, om to set apart, om anders te wees as die wêreld. Maar ons sien dit, ek sien dit nie, ek sien dit glad nie. En dis kommer, want baie kerke preek net, hoe kan jy 'n beter mens word? Hoe kan Christus jou 'n beter mens word? Die evangelie word lankal nie meer gepreek nie. Ons is sondig, ons het Christus nodig. Sonder hom gaan ons nie die ewigheid by hom wees nie. Hy het vir ons in die kruis gesterf vir ons sondes. 3 dae later het hy die graf uit opgestaan uit die dood. Hy het die steel van die hel weggeneem. Hy is hemel toe. En hy kom terug. Eendag kom hy terug om ons te kom haal. As hy nou moet terugkom, gaan ek en jy, gaan ons gereed wees, gaan ons reg wees. Of gaan ons ook daar, soos die ryk man, aan die verkeerde kant van die vallei, van die chasm wees. Ons het 'n keuse wat ons moet maak. En daai keuse beïnvloed waar jy vir ewig gaan leef. Moenie gelykvormig word in die wêreld nie. Leef vir hom, leef voluit vir hom.